Nou ja, soos julle weet, is ons besig met ons jaarreeks. So ons is hierdie jaar besig met 'n reeks wat ons deur die hele jaar doen, en dit is ontmoetings met God. So as jy hierso sit en jy het nou al die ander gemis, ons het al 2 mini-reekse binne in hierdie reeks gedoen, dan is dit okay, jy's nie verlore nie, jy gaan nog steeds vandag sinne verstaan, en wat ook al, hulle staan onafhanklik van mekaar, maar dit maak ook 'n lekker unit. Maar jy is welkom om vir jou so ontmoetings met God, Bybelstudieboek wat ons geskryf het, te gaan haal. Ons is trots daarop om ons eie penwerk vir julle te kan gee, om dan ook saam met ons die goed te volg. So vandag is ons op bladsy 28, ons gaan vandag bladsy 28 en 29 hanteer in die boekie. As jy so 'n boekie wil hê, kan jy jou hand opsteek en die dames daar agter sal vir jou gou-gou eenetjie bring. So nie kan jy dan die goeders is in elk geval deel van Bybelstudies wat jy dan in die week ook kan doen. Skus Jamyn, ek jaag jou nou rond hierso. Maar dit is seker my werk. Ja, so deel van die reeks. Ons begin vandag met 'n baie interessante reeks binne in die ontmoetings met God. Ons gaan deur die jaar kyk ons na verskillende ontmoetings wat mense met God of met Jesus of wat ook al gehad het. Inteendeel is eintlik vandag die eerste keer wat ons bietjie met die vleesgeworde Jesus gaan deel, hoe iemand hom ontmoet het en hoe hulle lewe verander het. En die hele reeks se naam die volgende 4 weke is God se alles versus my alles. Nou ons gaan hierdie week kyk na God vra alles. Volgende week God verander alles, Paulus. God weet alles, Job. En dan laaste gaan ons kyk na God wat is die laaste ene nou weer? Skus, daar is hy nou uit my kop uit vir 'n oomblik. Elia, ja. Daar sê God voorsien of God gee alles, né? Elia. God gee alles, God voorsien alles. Ons gaan by elkeen van hierdie ontmoetings gaan ons stil staan en saam met jou daardeur praat. En ek wil jou nooi om die geheel beeld daarvan te kry ook, want as God alles vra, gaan dit oor na God verander alles in ons lewens. Soos in Paulus op die pad na Damaskus, maar ook as ek in moeilike tye ingaan soos met Job, sê julle sien daar's 'n hele paar bladsye oor Job, want dit is moeilik om die Job boek in 1 bladsy op te som. God weet alles, selfs van jou strewelinge, en dan die laaste een is God voorsien alles wat jy nodig het om 'n change in jou lewe te maak. Dit is waaroor die reeks gaan. So as ek vir jou sê, God vra alles, wat is alles? Dink bietjie, as ek sê God vra alles, wat is alles? Wie het alles? As jy na ander mense kyk, dan het jy al gehoor mense sê, joh, daai ou het alles. Maar jy het ook alles. Ons is so geneig om baie keer na ander mense te kyk en te dink, maar hulle het meer as ek. Hulle het 'n beter deal as ek gekry in die lewe. Né? Of wat ook al. Maar wat is alles? Die volgende vraag wat ou dalk kan vra is, wie vra alles van jou? Mamas, julle gaan sê my kinders vra alles van my, hè? Hier's 'n klomp vrouens wat gesê, "Joh, my man, hy vra alles van my." Weet jy, ek het hierdie afgelope paar weke weer besef, jy weet, ek gee nou miskien nou nie meer vir Salome butterflies nie, maar ek gee vir haar hoë bloeddruk. Dis dieselfde ding, né? Dit werk dieselfde effek op haar, né? Sy raak nog steeds lighoofdig, maar dit is net op 'n ander manier, né? In die begin het ek al dalk hopelik butterflies gegee, nou gee ek haar hoë bloeddruk. Maar dit is dieselfde ding. Wat kan ons mekaar bied? God bied ons alles. As ek sê, God positief bied my alles. Hy het al my sonde op hom geneem. Hy het nie volgens Filippense 2, het hy nie vasgehou in sy godheid daarbo in die hemel nie. Hy was bereid geweest om sy godheid te verlaat en 'n mens te word, om tussen ons te kom woon en selfs gehoorsaam te word aan die mense wat hy geskep het, vir ons te sterf. Dit is om jou alles te gee. Jy weet, dit is meer as miltsteek. Is dit nie so nie? Om jou alles te gee is meer as dit. Ek hou van JW se vergelyking vroeër van die miltsteek. Maar dit is so. So, hoe lyk alles? As God alles van my vra, en ek gaan nou by die voorbeeld uitkom van die ryk jong man, hoe lyk dit om jou alles te gee? Daar's 3 goed wat God vir ons almal gegee het, dis liefde, posisie en waarde.
kan dit vir jou op 'n langer manier verduidelik, maar jy kan vat my woord daarvoor van Genesis af. Liefde, posisie en waarde is wat jy by God gekry het. Verhouding, 'n posisie as heerser van die skepping, waarde dat jy na sy beeld geskape is. Maar ons kyk baie keer en ons kyk verkeerd na hierdie goeters en as God vir my sê, ek soek jou alles, dan hou ons dalk vas aan my posisie, maar my aardse posisie. Jy weet, dis vir my belangriker om iets groot by die werk te wees as my posisie in God. So en baie keer om my alles te gee, beteken ek hou vas aan 'n posisie. Of ek hou vas aan 'n waardesisteem wat ek vir myself het. Ek stel waarde in iets wat nie waarde het nie, maar dit kan rykdom wees. Dit kan wees my waarde van party ouens is so behep met hulle lywe. Verstaan jy? As jy vir hulle vra ook, as jy nou met 'n ek oordryf dalk nou, maar as jy vir 'n lifesaver ons vra daar op die strande, watter kant is die toilet? En dan sê hy daai kant. Nee. Maar jy kyk eers daai kant. Maar waarin heg jy jou waarde? En die volgende ding is, dalk is dit jou posisie wat jy het in 'n verhouding. Party mense is nie bereid om 'n spesifieke verhouding op te gee of 'n manier van 'n verhouding op te gee nie, maar God verwag meer van jou, want hy wil in verhouding met jou wees. So as God vir my alles vra, mag hy alles van my vra. Hy mag alles van my vra, want hy het sy alles vir my gegee. So ek wil hê jy moet saam met my lees, in Lukas, gaan ek saam met jou lees, Lukas 18 vers 18 tot 27. Nou, daar was 'n man van aansien, nou die Matteus en die Markus vertalings van hierdie selfde verhaal noem hom 'n ryk man. Jesus sê hy's 'n man van aansien en dan Jesus die vraag gestel: "Goeie leermeester, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry?" Jesus antwoord hom: "Waar noem jy my goed? Niemand is goed nie behalwe God alleen. Jy ken die gebooie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie moord pleeg nie." Hy sê vir hom: "Jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis gee nie, eer jou vader en jou moeder." En toe interrupt hy vir Jesus, hy sê: "Maar al hierdie dinge doen ek van my kinderdae af, ek onderhou dit." Toe Jesus dit hoor, sê hy vir hom: "Een ding kom jy nog kort, gaan verkoop alles wat jy het en deel die geld aan die armes uit. Dan sal jy 'n skat in die hemel hê. Kom dan terug en volg my." Hoor gou hierso, toe hy dit hoor, was hy diep teleurgesteld, want hy was baie ryk. Hy het 'n posisie gehad van 'n spesifieke, hy was 'n ereposisie gehad, hy het 'n aanstelling gehad, hy het rykdom gehad, en hierdie ouetjie gaan teleurgestel daar weg. Nou sê hy, toe Jesus sien dat hy teleurgesteld is, sê hy: "Hoe moeilik is dit tog vir mense wat ryk is om in die koninkryk van God te kom. Dis makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te kom as vir 'n ryke om in die koninkryk van God te kom." Die wat dit gehoor het, sê toe: "Maar wie kan dan gered word?" Daarop antwoord hy: "Wat vir die mens onmoontlik is vir God moontlik." Ek wil hê jy moet konsentreer op wat ons nou gelees het. Ek wil net eers gou vir julle sê, daar's niks daarmee fout om ryk te wees nie. OK. Ons moet nooit van die veronderstelling gaan, as God jou seën op 'n finansiële vlak, dat dit 'n sonde of verkeerd is nie. Dis nie wat die les is hierson nie. OK, so ek wil dit net, I just want to get it out there. Want baie mense sê, "O ja nee, kyk, ja nee, ek is eerder arm, né? Of ek is eerder," en dan, maar God vertrou mense met baie keer, omdat hy weet dat hulle kan dit hanteer, en hy het hulle ook nodig om vir ander mense te help. Wie sal die armes help as mense nie het om te gee, om die armes en die wees en die weduwee te versorg nie? So daar's niks meer fout om geld te hê nie, dis nie waaroor dit gaan nie. Maar hier gaan dit vir my in die eerste plek, gaan dit oor 'n intensie. Wat was die intensie van die ryk man toe hy na Jesus toe gegaan het?
Okay, so kom ons ondersoek eers die intensie. Die intensie is baie belangrik en ek lees hy sê 'n man van aansien, daar word gereken hy was dalk deel van die Sanhedrin of deel van 'n redelike hoë op pos gewees in die gesiene Joodse geloof. 10 en die meeste kommentaarskrywers sê hy vermoed hy was deel van die Sanhedrin gewees. So dit was mense na wie almal opgekyk het. En daarom het hy die wet geken en hy het ook die wet gevolg en hy het die wet nagekom en hy het met reg gesê, maar ek onderhou die wet van 'n kind van kindsbeen af. En nou kom hy met die intensie en hy kom na Jesus toe. Onthou die Sanhedrin het ook voorbedagte rade met Jesus. En sy intensie kom hy na Jesus toe en hy sê vir die Here, hy sê vir hom, goeie leermeester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? En dadelik question Jesus sy intensie met nog 'n vraag. Hoekom noem jy my goed? Hoekom sê jy vir my ek is goed? So, kom ons stop net eers daar en ons sê vir mekaar, kan ek ander mense se intensies altyd bevraagteken? Nee, dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan nie daaroor dat ek jou intensie met God question vanoggend nie. Jy moet jou eie intensie met God question vanoggend. Hoekom is jy hier? Hoekom volg jy Jesus? Hoekom gee jy 'n tiende? Hoekom reik jy uit? Hoekom doen jy hierdie goeders? Jy sien, baie mense doen dit om gesien te word, om net in 'n posisie in te skuif, om goed te voel oor hulle self. Maar as my intensie is sodat God se koninkryk verheerlik kan word, dan dink ek begin na die regte intensie toe te gaan. So ek bevraagteken nie jou intensie nie. Ek wil hê met jou eie intensie vanoggend bevraagteken. Kom ek vra 'n ander vraag. Wie wil almal hemel toe gaan? Okay, hier's al 'n paar. Die wat nie hulle hande opgesteek het nie, ons werk aan jou. Okay. Nou wil ek vir jou vra, as ek vir jou vra, wil jy die ewige lewe, as jy kind van God is, gaan jy nie die ewige lewe kry nie, jy het reeds die ewige lewe. Okay, so, daar's 'n mind shift, né? Dis nie ek gaan eendag hemel toe nie. Ek is reeds as kind van God 'n verteenwoordiger van Christus op aarde. As ek en jy leef om eendag hemel toe te gaan, het ons 'n verkeerde intensie. Dit beteken ek gaan terugsit en ek gaan tevrede wees om gered te wees, maar nie gereed te wees nie. Daai tweede E maak 'n groot verskil. Is jy gered en gereed of is jy net gered en tevrede? Wat is jou intensie met jou geestelike lewe? Is jou intensie net om gered te wees, om net 'n kind van die Here te wees, sodat ek eendag kan hemel toe gaan, sodat ek eendag by Jesus kan wees, of is ek nou al 'n verteenwoordiger van Christus op aarde? Dis maklik om met jou mond te sê, Here, ek sal U volg. Petrus het dit ook gesê. Petrus sê vir Jesus daar, toe hy in die warwel is van vervolging en allerlei dinge, toe sê hy, Here, hoekom kan ek U nie nou ook volg nie? Ek sal my lewe vir U aflê. Toe sê Jesus vir hom, sal jy jou lewe vir my aflê, vra Jesus? Dit verseker ek jou, nog voor die haan kraai, sal jy my 3 keer verloon. Dis maklik om met jou mond te sê, Here, ek sal U dien, ek sal my alles gee. As ek vir jou nou vra, steek gou op jou hand, moenie dit nie doen nie. Né? Maar as ek nou vir jou vra, steek gou op jou hand, wie van julle is bereid om jou alles vir Jesus te gee? Ons almal wil. Ek beloof vir jou, ons almal wil. Ons almal wil ons hand opsteek, né? Om te sê ek wil regtig alles vir Jesus gee. En ek twyfel glad nie daaroor nie, julle. Maar die verskil lê nie om dit te sê met jou mond nie, maar om te doen met jou hande, en jou voete, en jou hart, om oor te gaan tot die daad. Petrus ek het geglo dat hy sy intensie is reg. Jesus, ek is so lief vir U, ek sal selfs vir U sterf. En Jesus sê vir hom, Petrus, nee, jy sal nie. Jy sê jy sal, maar jy sal nie, my maat. Vanaand voor die haan kraai, gaan jy 3 keer sê jy ken my nie eers nie. So wanneer jy by daai werksituasie is, wanneer jy by daai braai is, wanneer jy by daai spesifieke plek is waar iemand jou geloof op die toets stel, jy moet either inpas by die groep of jy moet nou uitstaan, jy moet nou sê nee,
Ek as Christen doen nie dit nie. Ek as Christen, ek as kind van God, kan nie my vereenselwig met wat hier aangaan, of dit wat hier gepraat word, of dit wat hier geskinder word, of dit wat hier agteraf, of die tipe grappe wat hier vertel word nie. Dan moet jy, die intensie is om, waar is jou intensie? Is dit om in te pas? In te pas by die groep of in te pas by Jesus? Jy sien, die intensie kan 'n groot verskil maak. En hierdie ou het dalk 'n goeie intensie gehad. Ek bevraagteken nie as die ryk man se intensie soveel nie. Ek bevraagteken dalk myself meer. Here, wat is my intensie elke dag? Dis soos die wegspringblokke, julle. Jou intensie is jou wegspringblokke. Jy sit aan die wegspringblokke. Jy het alle intensie om hierdie reis te wen. Jy wag vir daai skoot om te klap, dan kan jy gaan. Sit jy gereed om te sê, Here, ek gaan nou my alles gee. Dis net vir my amazing dat jy so goed en my goed so by mekaar kom hierso. Nou kom die vraag. Die vraag in vers 18 is, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Julle, dis seker die belangrikste vraag wat jy ooit in jou lewe kan vra. En hierdie ou vra die regte vraag. Hierdie ou's van die Sanhedrin, hy vra die regte vraag. Sy intensie is dalk gewees om Jesus so 'n bietjie te versoek of te beproef, maar hy vra die regte vraag. Wat moet ek doen? Wat is jou vraag? Vra jy die regte vraag? Ek wil nou gou met die manne praat. Maar net om te illustreer, as daar nou eerste keer nou 'n ou daar by jou huis begin kuier by jou dogter, en jy vra van, wat is jou intensie met my dogter? En hy sê, oom, mamma te vry. Hy sal dit nooit sê nie. Ek het dit ook nie gesê nie. Sorry pa. Maar ons moet die regte vrae begin vra. En ek wil vir jou vra, het jy al ooit regtig diep daaroor nagedink en hierdie vraag vir jouself gevra, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? Nou moet ek uit die blokke uitkom. Ek moet nou wegspring. En want God vra alles van my. En jy kan vir my sê, Marius, maar ek is gered. Ek is 'n kind van die Here. Ek het al Jesus aangeneem. Ek weet hy het vir my gesterf. Ek het hom al in my lewe ingenooi en alles en yes, ek dink ek ken die antwoord op hierdie vraag. Onthou, in die Ou Testament het dit verskil van die Nuwe Testament en dis kom Jesus nog van 'n Ou Testamentiese vraagie gee of 'n antwoord gee, want die Ou Testamentiese antwoord verskil van die Nuwe Testamentiese antwoord. Die Ou Testamentiese antwoord, dit het gebeur voor die kruisiging. So Jesus sê vir hom, onderhou die wet. Die offers en die wet wys heen na die kruis toe. Vandag gaan dit oor geloof in hom. Geloof in die kruis, terugwysende na die kruis toe. Geloof, commitment, om hom as plaasvervangende versoenaar aan te neem en in my lewe in te nooi. En jy kan vir my sê, Marius, ek weet hierdie goeters. Ek weet, dit gaan oor versoening, dit gaan oor geloof in Christus. Daar's net vinnige 2 Griekse woorde wat ek gou vir jou wil verduidelik. Om tot bekering te kom, is daar 2 Griekse woorde. Daar's 2 Hebreëse woorde, en daar's 2 Griekse woorde, maar kom ons stiek vanoggend net by die Grieks. Die Nuwe Testamentiese woorde. Die eerste een is metanoia. Metanoia beteken om in jou binneste 'n innerlike besluit van verandering te neem. Dis om te metanoia. Dis 'n wilsbesluit om te wil verander. Dan is daar 'n ander woord. Ons het net een woord. Ons sê die persoon kom tot bekering of wat ook al, né? Maar daar's 2 woorde. Die tweede woord in Grieks is epistrophe. Dit beteken om nie net 'n wilsverandering in jou kop te maak van ek gaan verander nie, maar om 'n fisiese draai te maak. Om te epistrophe beteken om fisies jou rug te draai op dit wat verkeerd is en weg te stap van dit af in die rigting van God. Maar is net Jesus Christus deur sy kruis wat jou kan wederbaar en wat jou kan red sodat jy die ewige lewe kan hê. Jy kan dit nie op jou eie doen nie, maar jy moet die wilsbesluit in jou kop neem. Jy moet metanoia in jou kop om te kan epistrophe sodat God jou kan red.
Maak dit sin wat ek probeer sê? En dis wat Jesus in die kruis gedoen het. So is jou intensie reg? Vra jy die regte vraag. En as jy die antwoord ken, antwoord jy die regte antwoorde. Leef jou lewe dit uit wat jy gemetanoia het, wat jy besluit het. Jy sien, dit help nie ons besluit net in ons koppe om te metanoia, maar ons doen dit nooit nie. Dit moet oorgaan in 'n handeling. Ek moet fisies, my rug draai op dit wat verkeerd is, en die antwoord lê juis dit in wat Christus vir ons gedoen het aan die kruis, en die antwoord kom Jesus, en Jesus sê vir hom, waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie behalwe God. Hy sê, jy ken nie gebooie. Dis nou die Ou Testamentiese manier. Jy mag nie egbreek nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis wees. Al hierdie dinge sê hy, onthou ek al. So hier kom hierdie ouetjie se probleem lê daaraan, dat hy maak so staat op homself. En die antwoord kom dat hy dis amper asof hy homself regverdig. En hoe baie van ons sit nie met daai probleem dat ons selfregverdiging doen. En nou kom Jesus en hy sê vir hom, een ding kort jy. Want jy sien, Jesus ken jou hart. Hy weet waaraan jy vashou. As hy vir jou vandag by jou kom staan, en ek wil hê jy moet dit prakties self doen. Ek kan dit nie vir jou doen nie. Ek wil hê jy moet net gou-gou, dink gou-gou by jouself. Jy sit gou-gou daar, is net jy en Jesus. Vergeet van almal om jou. En Jesus, die Here vra vir jou. Op jou naam. Jy sê, Here, wat moet ek doen om in U weë te wandel? Wat moet ek doen om saam met U 'n verskil te maak op aarde? Wat is sy antwoord aan jou? Waaraan hou jy vas wat jy nie bereid is om op te gee nie? Wat staan tussen jou en die Here? Wat kort jy? Wat is jou intensie met Jesus se boodskap? Om uit te gaan en sy boodskap te gaan verkondig. Ek wil gou vir jou ietsie wys. Ons almal ken Efesiërs 2 vers 8 en 9 sê wat, onthou net in die Nuwe Testamentiese tyd, dit gaan nie meer oor onderhouding van die wet en om plaasvervangende versoening deur offers te doen nie. Jesus het nou vir ons gesterf, hy het vir ons aan die kruis gesterf, ons het 'n paar weke terug dit gevier, en hy het in ons plek gesterf, hy het vir ons die prys betaal, en al die tipe dinge. Nou gaan dit oor geloof in Christus. Nou Efesiërs 2 vers 8 en 9 sê, want uit genade is julle gered, deur die geloof, nie uit jouself nie, sodat niemand mag roem nie. So ek kan dit nie self doen nie. Ek wil vir jou, ons almal quote baie maklik af Johannes 1 vers 12. Ons almal ken omtrent Johannes 1 vers 12. Hy sê, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die reg gegee om kinders van God te word. So jy moet hom aanneem. Jy moet dit wat hy aan die kruis gedoen het, moet jy in jou lewe aanneem. Jy moet dit in jou lewe innooi. Jy moet kan sê, ek aanvaar dit wat U aan die kruis vir my gedoen het. En ek neem dit aan. Maar hoor gou, ons moet eintlik aanhou lees. Hoor gou wat sê vers 13. Hy sê, hulle is dit nie van nature nie. Ons is nie van nature kinders van die Here nie. Nie deur die drang van 'n mens of die besluit van 'n man nie, maar hulle is uit God gebore. So jy kan metanoia in jou kop, maar as jy nie gaan epistrofie nie, en gaan omdraai nie, gaan daar niks gebeur nie. Baie mense sê, ek gaan 'n nuwe blaadjie omslaan, en jy kom nie verby die nuwe blaadjie nie. Gooi die boek weg, koop 'n nuwe boek. Vergeet van blaadjies omslaan. Verander jou lewe. En dan het jy al die koneksie gemaak. Almal wat hom aangeneem het, dan het hy mag gegee om kinders van God te word. Hulle wat aan sy naam glo, hulle is nie van nature nie, maar deur die drang van 'n mens of deur die besluit van 'n man nie, maar hy is God gebore. Die woord het mens geword. Dis die volgende vers. Hoe kry ons dit reg? Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid.
Die ou vertaling het gesê, die woord het vlees geword en onder ons kom woon. Hy het vleis geword. Hy het van die aarde, van die hemel af na die aarde toe gekom, sodat ons gered kan word, dat ons hom kan aanneem. Dis die antwoord, julle. En as jy vir my sê, Marius, maar ek het dit al gedoen, wil ek jou vra, vertel jy van ander mense van hierdie antwoord? Want ek kan die antwoord hê, maar ek hou dit vir myself. Dit is selfsugtig, ouens. Dit is selfsugtig. Weet jou familie dit? Weet jou vriende dit? Weet jou werkskollegas hierdie goed? Weet die mense in jou sirkel van invloed, weet hulle hierdie goed, dat jy deur Jesus Christus gered kan word? Wanneer laas het jy iemand vertel? Jy kan vir my sê, Marius, maar ek is nie 'n teoloog nie, ek kan nie hierdie goed aanhaal nie. Jy kan vir hulle 'n stukkie lees. Maak jou Bybel oop, lees dit vir hulle. Of, weet jy wat is die beste ding wat jy kan doen? Vertel vir hulle wat met jou gebeur het in jou eie woorde, sonder teksverse, sonder enige iets. Deel jou getuienis met mense om jou. En dan kom 1 vers 29, selfe hoofstuk. Ons hou net aanlees, en Johannes die Doper word bietjie aangevat oor is hy nou die Christus, is hy nie die Christus nie in Johannes 1, en hy sê hy is nie die Christus nie, maar die Christus is eintlik, hy het nou nie vir almal gesê nie, is eintlik sy neef, en hy vertel dit my die volgende dag. Toe Johannes vir Jesus sien nader kom, toe sê hy, daar is die lam van God, wat die sonde van hierdie wêreld geneem het. Ouens, dis ons plig op aarde. Dis die antwoord wat ek en jy moet uitdra vir ander mense. Moenie net kyk in die negatiewe van die ryk jong man se intensie was verkeerd, wat nie. Ek wil hê ons moet vandag iets leer om te sê, wat is my intensie? Wat se antwoorde gee ek? Wat se antwoorde leef ek uit? Wat is my intensie? Wat is my vraag? Wat is my antwoorde? Ken ek die vraag, maar ken ek die antwoord op die vraag? En as ek die antwoord ken, wat moet ek en jy doen? As ek nie self enigiets kan doen nie, kan ek net sê, daar is die lam van God. Daar is die lam van God. Wys vir mense deur jou dade, deur jou optrede, hoe lyk Jesus as vlees geworde in jou? Jy is soos die maan. Jy skyn nie self nie. Die son skyn. Die maan reflekteer. As jy sê die maan skyn, praat jy nonsens. Die maan kan nie skyn nie. Die maan is donker sonder die son. Die maan reflekteer net die strale van die son. Dis al wat hy doen, maar hy moet in die regte posisie wees. As die maan in die verkeerde posisie is 'n donker maan. Wie het geskuif, die son of die maan? Die maan het geskuif, nie die son nie. Maar wanneer die maan op die regte posisie skuif, word hy volmaan en hy reflekteer al die strale wat hy kan. Soos ek en jy in die regte posisie inskuif in ons verhouding met God, al wat ek en jy moet doen is reflekteer Jesus aan die mense om jou. Dis die antwoord. En dis ons verantwoordelikheid. Maar as 'n teleurstelling hierso. Jesus vra vir hom, al hierdie dinge doen ek van my kinderdae af. Here, ek dink ek gee alles. Ek doen dit al van my kinderdae. Ek kry hierdie goed reg. En daar's 'n teleurstelling toe Jesus vir hom sê, nee, jy kort iets. Daar's iets wat jy kort. Wat is jou alles? Wat is jou alles by die werk? Wat is jou alles in jou gesin? Wat is jou alles in jou posisie? Wat is jou alles in jou waarde? Wat is jou alles? Waarvoor leef ons? Waarvoor leef ek en jy? Wat is vir my belangrik? Is dit my liefde, my posisie, my waarde by mense, of is dit my liefde, my posisie, my waarde voor God? Dis waarvoor ek moet leef. Gaan dit oor meer of minder Facebook likes, of waaroor gaan dit? Wat is jou alles? Romeine 12 vers 1 sê, ek doen 'n beroep op julle, broeders en susters, op grond van die groot ontferming van God. Hoor gou hierso, gee julle self aan God as 'n lewende en heilige offers, wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van godsdiens, wat julle moet bedien. Beoefen. Die ou vertaling het gesê, dis 'n redelike godsdiens. Is redelik. Gee jouself as 'n offer. Anders gaan jy ook teleurgesteld wegstap. Hoor wat sê, en ek wil hê jy moet gou, moenie na hierdie vers kyk in die vorm van geld nie. Baie mense quote hierdie vers as hulle praat oor geld. OK, ons praat nie oor geld nie. Hierdie is 'n kommitment aan die Here. Hoor gou, hy sê elkeen moet gee soos hy hom in sy hart voorgenem het, nie met teensin of uit dwang nie, want God het die bymoedige gewer lief.
Almal quote altyd hierdie vers met betrekking tot finansies. Jy moet jou tiendes gee, want die Here het 'n blymoedige gewer lief. Hierdie is baie dieper as jy hom lees vir jou siel. Jy lees hom vir jou lewe. En jy sê, soos wat jy in jou hart voorgenem het, in jou intensie, in jou metanoia, gee so vir God jou lewe, as 'n offer vir hom, Romeine 12 vers 1, sodat jy jou lewe kan inrig volgens wat God van jou verwag. Nie uit teensin of uit dwang nie, maar wees blymoedig oor dit wat jy gee. Was die ryk man blymoedig oor wat hy moes gee? Nee, hy het teleurgesteld weggestap. Ouens, en dis die probleem. Ons kan partykeer so teleurgesteld wegstap, omdat ons intensie verkeerd is. Toe Jesus vir hom sê, dis wat jy moet doen, toe sê hy, ek doen dit lankal. Maar hoekom kom vra jy dan as jy dit reg kry? Dan weet jy mos daar's 'n probleem. Is dit nie so nie? Hoekom kom vra, as jy die regte antwoord gehad het, hoekom kom vra jy dan die vraag? Soos ek en jy ons harte nou moet stil maak en sê, Here, wat kan ek nog doen? Wat kan ek doen as Jesus nou by my staan en hy sit sy hand op my skouer en hy sê vir my, Marius, gee my jou alles. Wat is dit wat hy vra? Wat is dit wat ek nog aan vashou? Wat is dit wat ek dalk nie eers van weet nie? Hou ek aan 'n posisie vas? Hou ek aan my rykdom vas? Hou ek aan 'n verslawing vas? Hou ek aan een of ander iets vas wat vir my belangriker as Jesus? En dis waar die sprint begin, ouens. Dis wanneer ek uit die blokke uit moet kom. Dis wanneer ek daai eerste tree moet gee. Die ander ouens is nog in die blokke en Usain Bolt is al besig met sy eerste tree. Jy sien, dit wat die verskil tussen hom en die ander. Sit ek nog in my blokke, terwyl die skoot lankal geklap het? Of het ek weg, is ek op hierdie journey, saam met Christus? Dis 'n sprint. Voltooi hierdie sin. Lees gou-gou, dan voltooi jy vir my die sin. In my commitment teenoor God, kan ek meer dink. Skryf dit dalk neer. Vat dit huis toe. Dis wat Jesus vir die ryk man vra. Ryk man, in jou commitment teenoor my, wat kan jy meer doen? Hy sê, Here, ek het nie eg gebreek nie, ek het nie gesteel nie, ek het nie moord gepleeg nie, ek het al die gebooie onderhou. Jesus sê vir hom, maar daar's iets waaraan jy vashou, en dis jou rykdom. Ek sê weer eens, daar's niks daarmee fout om geld te hê nie. Maar wat maak jy met die geld? As dit jou posisie bepaal, as dit jou waarde is, my rykdom, is dit verkeerd. As dit alles waaroor jou lewe gaan, is dit verkeerd. Maar daar's iets wat ek en jy aan vashou partykeer, wat dalk nie rykdom is nie, wat ons kan keer. Dit help nie ons sprint met 80% van ons krag nie. As ek hierdie sinnetjie moet voltooi, wat sal ek daar insit? Maar kom ons kyk laastens na die gevolg. Wat is die gevolg gewees van hierdie hele situasie waarin die ryk man en Jesus homself bevind het? Hoor gou hierso, toe hy dit hoor, was hy diep teleurgesteld, want hy was baie ryk. As jy jouself vandag in hierdie teks moet inplaas, en jy sê, Jesus sê vir jou, Marius, ek soek jou alles. Ek wil hê jy moet doen, dit wat jy nou by die dooitjie ingevul het. Is jy teleurgesteld, of is jy bereid? Gaan jy ook teleurgesteld wegstap? Dis nie nodig om teleurgesteld weg te stap nie. Jy sien, partykeer is ons in situasies wat ons teleurgesteld wegstap. Was jy al in 'n situasie gewees? Ek was al in so 'n situasie. Ek gaan my hande albei opsteek. Nou, voor ek met jou gaan praat, laat jy dink ek praat nie met jou af op jou nie. Ek sê nou vir jou, ek was al in situasies gewees by braai of by 'n kuier of by 'n byeenkoms of wat ook al, wat ek moes weggestap het uit 'n geselskap uit wat ek dit nie gedoen het nie. En na die tyd is ek teleurgesteld in myself dat ek as kind van God nie gedoen het wat ek moes doen nie. Om te draai en weg te loop of om te sê, ouens, nee. Dit wat julle nou doen is nie reg nie. Hierdie persoon wat julle nou van skinder is nie nou hier nie. Dis nie reg wat julle nou doen nie.
of hierdie tipe grappe, of hierdie tipe gesprek wat julle nou voer, is nie tot eer van God nie. Partykeer stap ek teleurgesteld weg soos hierdie ryk man, maar nie in God nie, in myself. En ek wil jou vra, wat is daai wat jy meer kan aandoen? Wat kan jy nog verander in jou lewe? En dan kom Jesus by hierdie verduideliking wat hy gee. En ek wil hê jy moet gou oplet, want ek gaan afsluit met dit. Hierdie verduideliking wat Jesus gee, word partykeer gemisquote. Mense sê, Jesus het gesê, dis onmoontlik vir 'n ryk man om gered te word. Dis onmoontlik vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan. Dis nie wat hy gesê het nie. Hy sê vir hom, dis makliker, nie onmoontlik nie. Hy sê dis makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te kom as vir 'n ryke om in die koninkryk van God te kom. Kom ons vervang die woord ryke met jou probleem. Dit wat jou keer om jou alles vir God te gee. Dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te kom as vir 'n egosentriese narcis om in die koninkryk van God te kom. Dis makliker vir 'n kameel om deur die naald van 'n of die oog van 'n naald te kom as vir 'n sit in. Ek het sommer nou net 'n voorbeeld genoem. So, dis nie onmoontlik nie. Dis net moeilik. Want ek hou vas aan dit. Soos daai ryk man aan sy rykdom vasgehou het, hou ek en jy vas. En jy kan dit fisies sien of jy kan dit geestelik sien. Fisies is dit onmoontlik as jy fokus op die naald aan die een kant van daai prentjie, daai kameel gaan onmoontlik nie daardeur kom nie. Fisies is dit onmoontlik. Aan die een lyks moeilik. Nou daar's verskillende interpretasies van hierdie ding en albei interpretasies haal die ander interpretasie uit. Mense wat aan die een interpretasie glo, sê die ander een is vals en die wat die ander een glo, sê die ander een is vals. Jy kan jou eie mind opmaak, daar's geen saligheidswaarde daar nie. Daar word gereken deur sommige mense en daar's ook mense wat dit afskiet. Dat sê dat by 'n stad, spesifiek in Jerusalem, was daar 'n spesifieke poort gewees wat die naaldpoort genoem word of die oognaald genoem word. En dis waar daar 'n klein deurtjie in die groot deur was en iemand wat daar wou ingaan was net vir pedestrians gewees. Dit was nie vir mense met goedere nie. So as jy daar aangekom het met 'n hele kameel vol goedere, kan die kameel en jy kan nie albei deur daai ding gaan nie. Dis onmoontlik vir 'n kameel of moeilik vir 'n kameel om deur daai poort te gaan. Want jy moet eers die kameel afpak. En dan moet die kameel deurgaan en dan moet jy die goed deurvat, dan moet jy weer die kameel aan die ander kant oppak. Dan kan jy in die stad ingaan. So dis moeilik, maar dis nie onmoontlik nie. Maar daar's ook mense wat sê nee, Jesus wou hy wou dit fisies aan ons verduidelik het. So, hoe jy dit ook al sien. Ek wil jou vanoggend vra. Wat is op jou kameel? Watse goedere pak jy op jou kameel? Sodat jy kan voluit saam met Jesus kan leef. Wat staan in jou pad? Watse goeders laai jy op jouself? Skuldgevoelens. Jy laai op jouself allerlei goeders. Jy laai op jouself dinge wat nie eens nodig is nie. Dis nie onmoontlik nie. Dis net moeilik om hierdie goed te los. Vir die ryk man was dit rykdom. Hy moes sy rykdom afpak sodat hy by Christus kan inpas. Want dit het in sy pad gestaan. En weer eens, jy weet wat in jou pad staan, so pak dit af. Pak dit af, raak ontslaaf van dit. Dit kan prioriteite wees, dit kan 'n verslawing wees, dit kan 'n posisie wees, dit kan jou ego wees, dit kan sonde wees. Dis nie onmoontlik nie, dis net moeilik. Maar ek en jy moet daai besluit neem. Om onsself openbloot voor God te maak, om af te pak, sodat ek sonder 'n pakkasie na God toe gaan. En vir hom sê, Here, wat kan ek doen? En die Here sê vir my, Marius, doen dit en dit en dit. En ek sê, Here, ek is bereid om af te pak. Ek is bereid om dit te los vir U, want U het alles vir my gedoen.
Hoor gou, ek wil hê jy moet die woord ek bevestig nie wat ek sê nie, die woord bevestig dit. Hierdie selfde gedeelte vers 27 sê wat vir die mens onmoontlik is vir God moontlik. Dit bevestig van die kameel. Hy sê dis moeilik, dis nie onmoontlik nie. So dit was nie onmoontlik vir die ryk man om gered te word nie, dit was net moeilik geweest, want hy het aan goed vasgehou wat nie belangrik was nie. En die vraag vir ons vanoggend is nie is jy ryk, is jy arm, is jy wat, is jy wit, wie is jy nie. Die vraag is waarna klou jy vas? Want jy sien, ek moet by hierdie punt kom wat ek kan sê God vra alles van my sodat ek kan los, sodat ek by volgende week se preek kan uitkom wat sê God verander alles as ek bereid is om alles te los. Maak dit sin wat ek probeer sê vandag? Ek hoop ek het by jou kop uitgekom. Dit is vir God moontlik. Want God vra alles. Miskien moet ek daai prentjie vir jou daar los. En dan maak ons net ons harte stil as 'n slot. En ek gaan vir jou 'n oomblik gee. En ek gaan vir die Here vra. En jy vra vir die Here op jou eie. Here, wat is op my kameel? Wat dit vir my moeilik maak om by die poort in te gaan. Vader, ons kom na U toe, omdat ons besef, Here, dat ons bind baie keer pakke op onsself. U sê dit vir die fariseërs, U sê vir hulle, dat hulle maak pakke vir mense wat te swaar is om te dra. Ons vat so die laste van die lewe op onsself, en ons vat allerlei goeders wat amper valsheid is, wat ons dink wat noodsaaklik is, om onsself te beskerm op ons pad. En ons raak so maklik gehoek aan goed, wat ons dink wat alright is, soos hierdie ou het gedink, net om in die Sanhedrin te behoort, om ryk te wees, om 'n posisie van aansien te hê, is goed genoeg, dit gaan U impres. Maar Here, omdat hy so vasgehou het aan sy rykdom, het U vir hom gesê, los dit vir my. Gee dit vir my op. En so kan ons dalk sit met een of ander iets in ons lewens vandag, wat ons nie bereid is om op te gee nie. Elkeen van ons weet wat dit is. Here, en as ons dalk hier so sit, en ek dink ek het niks om op te gee nie, Here, help ons dan om uit te gaan, en vir ander mense, die evangelie te verkondig. Om ander mense die goeie nuus te deel, wat dit is om vry in Christus te wees. Maar Here, ek is eerlik met U as ek vir U sê, Here, ek bind baie keer pakke op myself. En ek wil vir U vra om my te help om my kameel te unpack. En nie dit weer op te pak op my rug as ek deur gegaan het deur die poort nie. Maar om dit daar te los, ontslae te raak van dit. Want dit is moeilik vir ons, om goed te los wat ons vashou om U te dien. Maar help ons, gee ons die genade om dit reg te kry, sodat ons met 'n leë pakket, 'n oop bladsy, U kan dien. Here, ons judge nie hierdie ryk man nie, ons sê dankie vir die voorbeeld. Maar ons wil nie teleurgesteld hier wegstap nie. Ons wil bid dat U vir ons sal genade gee, om dit wat ons in U staan, af te pak vandag, en dit te los, sodat ons U met 'n hele volkome hart kan dien. Ons bid ook vir mense, Here, wat deur moeilike tye gaan, wat vaskyk dalk in omstandighede, dalk van armoede, dalk van tekorte, dalk sit iemand hierso, Here, wat in 'n verskriklike krisis emosioneel is, of wat ook al. Ek wil bid, Here, dat U hulle ook sal help om daai goeders te unpack, en dat hulle lewe in U sal vind. Ek weet, dit is maklik vir my om te bid dit, maar om dit te doen is moeiliker. Gaan met ons deur hierdie week, Here, laat hierdie
kameel in ons koppe vassteek, dat ons terugkom volgende week en na Paulus op die pad na Damaskus kan kyk, om te sien, God verander alles. U het die krag, die mag, u het vandag vir ons gesê, dis nie onmoontlik nie, dis moontlik, by God is alle dinge moontlik. Help ons om die moontlikhede in ons lewe raak te sien, sodat ons met u 'n pad kan stap in Jesus se naam. Amen. As jy 'n gebed nodig het, of jy wil saam met iemand bid, die ouderlinge gaan hier voor wees, daar's olie, daar's boekies daar agter, as jy Bybelstudie boekie wil hê, hier is ons ander boekies oor kunskap wat ons geskryf het, wat jy kan kom haal, wat is kunskap in Christus, ek wil jou nooi, daar's sekerlik nog 'n bietjie koffie buitekant, mag die Here vir julle seën, hê 'n fantastiese week, en as die Here wil, dan sien ons mekaar dan volgende week ook dan hierso. Mag die Here met julle wees, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons elkeen. Amen.